Daar baie mense wat voel, as daai klaar met ons toemaak, daar hoor, is julle seker. Wat voel, hulle het nie moed nie, hulle het nie krag nie, hulle wens die lewe wil maar verbygaan, en party mense maak einde van hulle lewe, omdat hulle net nie kans sien vir môre nie. Maar ek glo die Here het 'n plan. Is daar iets fout? Nee maar, sorry. Okay, nie goed, ek gaan net so, ja, dankie. Ek wil nader kom met julle. Dankie my boetie. Ek glo dat God het 'n plan met elkeen van ons. Ek glo God het 'n plan met die feit dat jy en ek vanmôre hier sit. Ek glo God het 'n plan met die feit dat hy vir ons hierdie saaltjie beskikbaar gestel het. Ons glo, daar was 'n rede, veral aan die einde van die jaar, toe ons nou begin trek daar van die ander kant af, en dinge daardie kant begin die mekaar raak, en ek wil nie daaroor praat nie, dis hulle probleme, maar ek is so dankbaar, dat God 'n plan het met ons lewe. En dat hy ons baie keer uit situasies uithaal, wat ons nie weet wat vir ons voorlê. Maar dat hy ons in 'n ander situasies plaas, omdat hy iets besonders in stoor vir elkeen van ons het. En ek wil vanmôre met die deel wat die Here op my hart gelê het, toe ek voorberei, dankie my boetie, ek wil vanmôre met u praat oor die God van nuwe dinge. Nou baie van u het dalk ook in 'n huis groot geword wat baie konservatief was. In 'n huis groot geword waar jou ouers dalk die Here opreg gedien het, maar uit 'n tyd waar dinge baie anders was as wat dit vandag is, met al sy vryhede en ongedisciplineerdheid en alles daarmee saamgaan. Miskien het u ook in 'n tyd groot geword wat jy miskien 'n baie streng pa of ma gehad het, ensovoorts. En een van die dinge, ek sal nooit vergeet nie, was 'n paar goed wat ek tot vervelends toe gehoor het. En een ding is, 'n kind word nie gehoor nie, hy word gesien. Ken jy dit? En 'n ander ding wat ek baie gehoor het in ons huis spesifiek, was, daar is geen nuwe ding op hierdie aarde. Alles wat is, was reeds en sal weer gebeur. Ek het al daaraan geglo. En ek het so groot geword. En toe op 'n dag te ontdek ek in die Bybel, dat die Bybel het ook sê. Dis 'n gesegde in die woord van die Here uit. Dat alles wat was, sal weer wees. En alles wat ontstaan het, reeds bestaan. Dis in die Bybel. Maar dis binne 'n sekere konteks, wat uit verband geruk is. Want die Bybel is nie teenoorgestel. Die Bybel wil juis vir jou en vir my sê, die God wat ons dien, is altyd besig om te skep. Die God wat jy en ek dien, is altyd besig om nie te maak. Is altyd besig om te verbeter, mense se lewens verbeter. As jy die Here begin dien, dan verander jou lewe. Alles word anders. Die woord van die Here sê dan ook vir ons, op die volgende skyfie, sê die Here vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dis nie waar dat die ou goed weer gaan gebeur nie. Dit kan gebeur, die geskiedenis herhaal homself baie keer, maar dis nie God. God wil nuut maak. God wil die ou dinge wegvat. Kyk, dit het alles nuut geword. En ek glo met my hele hart dat God vir jou en vir my hier kom plaas het, omdat hy iets nuuts in ons lewe wil doen. Iets nuuts in ons omstandighede wil doen. Iets nuuts vir ons gemeente wil doen. God wil iets nuuts doen. En dan heel aan die einde, in Openbaring, nadat God, Jesus weer gekom het en sy kerk kom haal het, nadat die groot oorlog plaasgevind het, nadat die Satan finaal gebind is in die poel van vuur gewerp is saam met sy trawante, na alles klaar plaasgevind het, sit Jesus aan die regterhand
van God die Vader op sy troon. En dan sê Openbaring 21 vers 5, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Die God wat jy en ek dien, wil dinge nuut maak. En ek wil jy moet 'n bietjie vandag gaan, by die huis, waar jy jou voertuig ry, of waar ook al, as jy op jou knie is en jy met jou stilte tyd besig is, kyk 'n bietjie na jou lewe. Kyk bietjie na jou omstandighede. En vra vir jouself af, waar kan God vir my iets nuuts doen? Waarvoor kan ek begin bid, dat God hierdie ou ding, hierdie verlede, hierdie goed wat my seer gemaak het, hierdie goed wat my teleurgestel het, wat kan ek vir God gee en sê, Here, U, die God van die nuwe dinge, doen vir my iets niets. Verander my lewe. Here, as ek aan my eie lewe nie op die plek is waar hy eerste versie van praat nie, dat ek nie meer kan getuig dat ek 'n nuwe skepsel in Christus is nie. As ek nie kan getuig dat die ou ding is verby en alles het nuut geword nie, dan is dit tyd om op jou knieë te kom voor God en te sê, Here, maak my nuut. Herstel my, verander my, was my deur U bloed. Geef vir my U Gees, Here, sodat dinge in my lewe kan nuut word. Ek is moeg vir die ou dinge. Ek is moeg vir die goed wat my terughou. Ek is moeg vir die goed wat my pootjie. Ek is moeg vir die goed wat al ewig in my lewe kom, wat my seer maak en teleurstel. Here, ek wil hierdie goed vir U kom gee van Here. Neem dit weg, maar moet dit nie net wegneem nie. Maak my lewe nuut. Dalk sit jy, baie min van julle werk nog, maar die van julle wat nog aan werk, sit dalk in 'n werksituasie wat vir jou een groot frustrasie is. Jy wil nie daar wees nie, jy wil wegkom daar, maar jy het nie keuse nie. Dit is tyd om jou werk vir die Here te gee, te sê, Here, maak my omstandighede nuut. Here, plaas my in 'n ander kantoor, of Here, gee vir my omstandighede wat my omstandighede kan nuut maak. En Here, as ek dan hier moet bly, dan bid ek, gee vir my 'n nuwe gesindheid teenoor hierdie mense wat die lewe vir my so moeilik maak. Nou jy waaroor ons laasweek gepraat. Dat ons moet lief hê soos Jesus lief gehad. En hy het sy vyande lief gehad. Hy het hulle lief gehad wat vir hom gesê, kruisig hom. Hy het vir jou en vir my lief gehad toe ons nog sondaars was. En daarom kom hy en hy sê, julle moet lief hê soos wat ek lief gehad het. En vra dat die Here ons in staat sal stel om met 'n nuwe gesindheid die wêreld in te gaan, sodat ons kan lief hê, omgee, dat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Maar gaan die woord van die Here verder. Die woord sê, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Mense, jy kan vanmôre hier vir God loof en prys dat jy nie vergaan nie. Jy het rede om vanmôre jou hand op te steek en te sê, dankie Here, dat jy my beskerm het in moeilike tye, dat ek nie vergaan het nie. Deur sy liefde het hy ons nie laat vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is nuut elke môre. Môre as ek maar nie na die huis besig, maar bestaan en praat ons oor iets, ek kan nie onthou waaroor nie. Skielik kom dit by my op. Die Here het vir ons 'n nuwe môre gegee, 'n nuwe dag gegee, 'n nuwe geleentheid gegee. God het vir ons die geleentheid om vanmôre hier in nuwe omstandighede by mekaar te kom. Dis sy ontferming, dis sy liefde. En elke môre is nuut. Ek hoop u ervaar dit. Dat elke dag in die hand van die Here is 'n dag wat die Here gee, waaroor ons moet bly wees en juig. En as jy opstaan in die oggend en jou lewe is vir jou een groot hel. Jou lewe is vir jou een groot uitdaging. Jou lewe is vir jou een groot pyn. Dan is dit tyd dat jy by die God uitkom wat elke môre weer nuut kan maak. Wat jou omstandighede nuut kan maak. Wat jou die krag kan gee om te lewe. Want sy trou is groot. Hy
hy sal jou nie verlaat nie, hy sal jou nie een kant toe stoot nie, hy sal jou nie iewers in 'n hoekie laat sit nie. God wil jou omstandighede vernuwe. Gee hom net 'n kans, want hy is lief vir jou, en hy is getrou. Dan gaan hy verder, dis nou die skryf, ongelukkig wat julle nie kan lees nie, maar ek lees al vir julle. En dis nou die Engels van dit wat ek nou net vir julle gelees het. Maar luister, as jy kom lees, gaan julle hom ken, want as 'n liedjie hieroor, ons sou die liedjie gesing het, maar die spel wou nie lekker saamwerk nie. In Klaagliedere 3, wat ek nou vir julle gelees het, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Die Engels sê dit so as volg: The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. God wil vanmôre hê dat jy sal ervaar, His steadfast love will never cease in your life. His grace and His mercies will never come to an end. They are new every morning. Kan ek vir jou vra vanmôre jy opgestaan het? Het jy waardering gehad vir die nuwe dag? Jy het gesien na die nuwe dag? Of as jy so moedeloos, en so teleurgestel, dat jy soveel pyn, dat jy liewer gewens het, jy was dood. Nou God vanmôre vir jou sê, luister, sy liefde is groter as jou pyn. Jou stryd is kleiner as sy genade. Hy kan vir jou groot en heerlike dinge doen. En hy kan vir jou 'n nuwe môre gee. Dan kom Jesaja, en julle ken hierdie versie so goed. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitspruit, sê die Here. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak. In die wildernis kan ek riviere laat ontsprang. Ons God kan enigiets doen. Ons God is in staat om enigiets te doen. Hy kan jou woestyn verander na 'n waterland. Hy kan jou krom en op en af paaie verander na 'n regte pad. God is die God van nuwe dinge. God is in staat om te doen ver bo wat jy dink of ek dink of vra. Luister weer wat sê die Engels. Julle gaan dit dalk weer eens herken as een van die liedere wat ons dikwels sing. Luister wat hy sê. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Dis ons God, jou God, my God, wat vanmôre vir jou en vir my 'n nuwe ding wil doen en kan doen en sal doen as ons hom net 'n kans wil gee. Ek wil gou uit hierdie verse wat ek vir jou gelees het, wil gou 6 goed net vinnig noem wat belangrik is sodat jy en ek die God van nuwe dinge in ons lewens kan ervaar. Dat ons kan sien dat God ons omstandighede gaan en sal en wil nuut maak as ons hom net 'n kans gee. Die eerste een wat ek vir nou wil noem is jy moet in 'n verhouding met Jesus staan. Dit help nie om te sê ek glo in 'n God van nuwe dinge, maar jy's nie in 'n verhouding met hom nie. Want hy sê almal wat in Christus is, sal die nuwe dinge ervaar. Jy moet in Christus wees om te belewe hoe verander hy dinge vir jou. Jy moet in Christus wees om te ervaar die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword.
En dis vanmôre die vraag. Hoe seker is jy en ek in die begin van hierdie jaar dat ons in Christus is? Hoe seker is ons dat ons in 'n verhouding met Jesus staan? Hoe seker is ons dat ons hierdie nuwe jaar instap met Jesus aan ons sy? Met ons hand in die hand van Jesus? Want God gaan vir jou alleen dinge nie maak as jy seker maak dat jou verhouding met hom reg is. Gisteraand toe ons daardie maniere opsit daar agter. Toe ontdek ons dat daar was een van daai 3 maniere wat ons nooit opgesit het aan die ander kant toe ons aan die ander kant was. Ons het altyd net 2 opgesit. En ek het nie verstaan, want niemand van ons het geweet hoekom. Dit het maar net gebeur, want nou het ons weer al 3 op en dit lyk pragtig. Maar toe sien ek daar, julle kan self gaan kyk, die linkerkantste banier se logo verskil van die ander 2. En toe onthou ek, ons het op 'n stadium met ons 'n vreeslike bespreking gehad by 'n paar kerkraadsvergaderings oor ons logo. En Morney het 'n spesifieke standpunt gehad, dat ons kan alleen sê, en hy was reg, dat ons alleen kan sê, ons is Perizos 'n volkome lewe as ons in Christus is. Dis waarom die logo ook sê, Perizos in Christus. Maar toe voel hy, en jy sal sien dit op my maniere, toe voel hy dat die ou logo wat ons eers gehad het, sy gedeelte oor die in Christus is te klein. Dit moet meer pertinent uitstaan, toe laat ons die ander 2 oordoen. Ek weet nie hoekom het ons daai een nie oorgedoen nie, ek weet nie, kan nie onthou nie. En daarom sal julle sien, die ander 2 baniere wat ons aan die ander kant ook opgehad het, se in Christus is baie groter as die ander ene. Maar dit is belangrik. Want ons kan nie oorvloedige lewe hê as ons nie in Christus is nie. Ons kan nie God vertrou vir 'n nuwe lewe as ons nie in Christus is nie. Ons kan nie verwag dat God ons ou dinge van ons moet wegvat as ons nie in Christus is nie. Wat is jou verhouding met Jesus? Wandel jy met Jesus elke dag? Want dan alleen gaan jy die nuwe lewe ervaar. Die tweede ding, julle onthou, Jesus sit op die troon, in Psalm Openbaring 21. Hy sit op die troon en hy sê, hy maak alles nuut. Dis nie net genoeg om Christus te ken nie. Dis nie net genoeg om te kan bely jy's in Christus nie. Die vraag is Christus in beheer van jou lewe? Sit hy op die troon van jou lewe? Is hy die koning van jou hart? Is hy die alfa en omega van jou bestaan? Want alleen as Christus op die troon van jou lewe sit, kan jy hoor of hy vir jou sê, ek gaan alles nuut maak. So jy moet in Christus wees, maar Jesus moet ook op die troon van jou lewe sit. Die derde ding uit hierdie versies uit, His mercies endures forever. Jy en ek sit hier omdat God se genade vir ons genoeg is. Dis sy genade, dis sy liefde, that steadfast love. Dit is wat ons deurdra, dis sy getrouheid, His faithfulness that carries us through. Jy moet in Christus wees. Christus moet die troon van jou lewe bestyg. En jy moet lewe vanuit sy genade. Jy moet lewe vanuit sy getrouheid, His faithfulness. En jy moet vashou aan sy liefde wat jou deurdra elke dag. Die vierde ding wat belangrik is in hierdie versies wat ek weer gelees het, as hy sê, don't ponder of the things of the past. Moenie terugkyk, Jesus kom en hy sê, hy het jou hand aan die ploeg geslaan het, en jy kyk om, is jy die koninkryk in die wêreld. Op 'n ander plek sê die woord van die Here, vergeet die dinge wat agter is, en strek jou uit na wat voor is, na die hoë roeping van God. Jesus sê,
sê, vergeet die dinge wat verby is, wat agter is. Vergeef hulle wat vergewe moet word. Spreek vry wat jy moet vry spreek. Laat staan wat jy moet laat staan. Kry klaar met die verlede. Anders kan God nie dinge vir jou nuut maak. Moenie dink aan die verlede nie. Kyk wat God vandag vir jou doen. Moenie terugkyk, kyk vorentoe. Kry jou oë gefestig op Jesus, die volëinder van jou geloof, sodat hy dinge vir jou kan nuut maak. Amper klaar. 15 sê, glo dat hy alles kan doen. Glo dit. Glo dit, dat hy die woestyn kan verander. Glo dit, dat hy die paaie gelyk kan maak. Glo dit, dat hy vir jou kan voorsien. Glo dat hy dinge nuut kan maak. Hy sê daar kan ek net weer terug gaan so toe. Jy hoef nie te gaan nie, ek wil net aan toe gebeur. Remember not the former things. Vergeet die dinge wat verby is. Nor consider the things of the old. Behold, I'm doing a new thing. Behold, hy sê, kyk daarna. Kyk met verwagting. Kyk met geloof. Kyk na jou toekoms en weet God is in jou toekoms. En hy gaan dinge vir jou nuut maak. Hy gaan dinge vir jou verander. Hy sê, now it springs forth. Now. En dit bring my by die 6de punt. Die 6de punt was die saad is reeds in die grond. 'n ding kan nie ontkiem as dat die saad is. Iets kan nie begin lewe as die saad, sê die woord, nie eens dood gegaan het. En hier kom sê God. God sê, luister, ek wil die woestyn verander. Ek wil die droë dorsland verander. Ek wil die krom en op en af paaie verander. Maar jy moet weet, ek het klaar dit vir jou begin doen. Die saad is al laas jaar geplant. In die tyd toe jy gedink het gaan so sleg, toe was God besig om saadjies te plant. Toe jy jou blare en jou vrugte verloor het en het gelyk het asof alles so dor en leeg en hol is, toe was God besig om die wortel sterker te maak. En nou sê hy, kyk, nou gaan dit ontspruit. Nou gaan dit ontkiem. Nou gaan dit begin. Ek het lankal in jou lewe begin werk, maar as jy my toelaat, kyk met geloof. Kyk met verwagting. Kyk met vertroue. Kyk met 'n wete, ek behoort aan U, Here, en by U is alle dinge moontlik. Kyk hoe dat dinge gaan uitspuit. En hoe dat hy die ou dinge gaan begin nie maak. Maar jy moet dit glo. Jy moet dit glo. Jy moet dit aanvaar. Jy moet met verwagting begin kyk. Ek onthou, ek lankal het ek besluit, ek wil ook hierdie ding probeer van buitebande gebruik om aardappels in te plant. En te probeer ek dit daar in my tuin. Nou, my pa het vroeg groenvingers gehad. Daar was nie 'n ding wat hy nie kon plant of maak werk nie. Maar ek het dit nou nie anders nie. En die eerste paar aardappels wat ek in daai buiteband geplant het so groot geword. En dan was 2 of 3 van hulle nog groen ook. Dit het nie gewerk nie. Maar ek onthou, ek het, terwyl hulle daar was vir 8 weke, vat ons omtrent 8 weke, ne, gauw nie vir 'n aardappel my te kom. Vir 8 weke al, ek elke oggend gaan kyk, is daar nog iets nie. Is daar nog iets nie. Ek het gaan kyk met verwagting, want ek het iets geplant, en ek het gaan verwag, dit gaan groei. En dit is presies wat God sê. God sê, hey, ek wil vir jou 'n nuwe ding doen. Ek wil vir jou 'n woestyn verander in 'n waterland. Ek wil jou krompaaie vir jou reg maak. Ek wil vir jou riviere laat ontspruit uit daai dorsland uit. Ek wil vir jou nuwe dinge doen. Maar jy moet verwagting gaan kyk. Jy moet met geloof gaan vertrou. Jy moet met geloof weet, by God is alle dinge moontlik. Want hy het daar die saad geplant. Hy sal dit aan ontkiem, en ek beloof jou, wanneer God saad laat ontkiem, dan sê my pa nie ek nie.
Daai ding sal groei. En hy sal aardappels oplewer. Want God in die hale werk. Ons dien 'n God van nuwe dinge. God wil vir jou hierdie jaar wat voor lê, wil hy vir jou groot en heerlike en wonderlike dinge doen. Laaste 2 versies en dan sê ek amen. Die eerste een is Filippense 1 vers 16. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in jou begin het, wat die saadjies geplant het, dat hy ook dit eind uit sal voer en dat hy dit voleindig sal word op die dag wanneer Christus Jesus terugkom. God sal klaarmaak wat hy begin het. Hy sal dit doen. Hy beloof dit. En dan my en Marie se versie waaraan ons vashou vir die afgelope van 2013 af toe om min of meer. As ek reg onthou. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed, nie teenspoed. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Jeremia 29 vers 13. God wil vir jou 'n verwagting gee. Hy wil vir jou 'n toekoms gee. Hy wil dinge nuut maak. Hy wil dinge verander. En ek glo dit ook vir die gemeente. Dat God gaan hier vir ons nuwe dinge doen. Gisteraand terwyl ons hier besig is, en ons hierdie stoele uitpak, toe is ek eintlik heel verbaas, ons het 35 stoele hier uitgepakt en nog hier. Die saal is klaar al vol, met net 35 stoele. En jy sal onthou, ek het in Kerstyd het ek iewers gesê, ek vertrou die oor die dag van my verjaardag. Ek vertrou die Here vir 66 stoele. Dan gaan die saal te klein wees. Maar God kan dit. By God is alle dinge moontlik. Hy beplan vir ons 'n toekoms. Hy beplan vir ons 'n verwagting. Want ons aanbid 'n God van nuwe dinge. Kom ons buig ons hoofde.